is ons nou? Noord is wat se kant toe? Geen idee nie. Daar. Noord is so, oos is daai kant toe, suid is A en wes is daai kant toe. OK. So, wat se vallei is hierdie aan die onderkant? Die Kidron. Die vallei wat hier Hiernon. loop. Dis die Kidron vallei. Ek het nie gesê. Die Kidron, ons is nou op die Olyfberg. So die Olyfberg sorry, ja. loop, dan gaan hy af, dan is dit die Kidron vallei, dan gaan die is die Spruitkrit, dan klim jy net oor die Spruitkrit, dan gaan die Kidron vallei weer op. Dan kom ons by die oostelike muur. As mens nou van bo af kyk, dan sal ek sê die oostelike muur. Verstaan julle? Van die ou stad. So dit is hierdie hele muur wat van hierdie hoekse punt af loop, regdeur tot heel bo. Die tempelplein gedeelte waarop die tempel gestaan het. Die tempel, die eerste tempel, die tweede tempel gestaan het, is hierdie tempelkompleks. Hy's 14 hektaar. Dit is hierdie area waar hierdie swart, sien julle die swart dak is? Dit noem ons die Al-Aqsa Moskee. Hy loop dan sien julle die goue koepel. Dit is die goue koepel, hulle in Afrikaans is dit die goue rotskoepel. So die gold, hulle noem hom die rock of the dome of the rock. So hy die dome en dan die klip glo die moslems is waar Mohammed opgegaan het, ewel en ek wil daaroor praat. Want dit het nie gebeur. So maar die Jode glo dit is waar die allerheiligste was. Die allerheiligste was onder daai rotskoepel gewees. En daar's 'n rots daar en jy kan die rots sien op uitgraverings dat die rots is uitgebytel presies die grootte van hoe waar die verbondsark sou gestaan het. So dit is 'n heel groot waarskynlikheid dat dit so is. Hierdie poort het ek wil helemaal kyk. Kom ek sê eers so. Soos die Olyfberg afloop, sien julle hier's grafte hier reg onder ons. Dit is die Joodse grafte. Die Joodse grafte kyk na 'n sekere rigting. Wat se rigting kyk hy? Oospoort. Hy kyk westelike rigting. Met ander woorde, hy kyk na die oospoort toe. Maar na 'n westelike rigting, daar bedoel ek na die oospoort toe. Verstaan julle wat ek probeer sê? So met ander woorde, en die moslems word weer begrawe met hulle gesigte weer wat daai kant toe kyk. Want hulle glo dat as hulle 'n profeet kom, gaan hy oor die graf te gaan en dan gaan hulle opstaan en wara. So die Jode begrawe en hulle self hierso, baie van hulle, en dit is so terloops om hier begrawe te word as 'n Jood is baie duur. Dis $25,000, $30,000, kan selfs meer wees, hang af waar jy begrawe is. Maar dit is die grootste vir hulle, die grootste voorreg om hier begrawe te word. Hoekom? Want hulle glo die Messias gaan kom deur die oospoort. En wanneer hy deur die oospoort gaan hulle saam met hom opstaan. Nou waar is die oospoort? Sien julle daar is 'n hek daar wat gesluit is. 'n Poort wat gesluit is. Daai is wat genoem word uit 'n paar name. Dis die Golden Gate, die Golden Gate, die Eastern Gate of die oospoort, the Gate of Mercy word dit ook genoem. Maar vir ons doeleindes gaan ek dit noem die oospoort. So wat Sultan Suleiman die Magnificent gedoen het van Turkye toe hy hier gekom het, is toe hy die stad se mure klaar laat bou het hy gelees en gehoor dat daar kom die Joodse Messias. En die Joodse Messias gaan deur die oospoort gaan. En om dit te verhinder, het hy gemeen om die oospoort te geseël het. Om hom toe te gebou het. En nie net dit nie, ook grafte voor dit te plaas. Hoekom? Want volgens hulle raamwerk, gedagtesraamwerk, die moslimse gedagtesraamwerk, glo hulle 'n profeet mag nie oor grafte gaan nie, mag nie deur grafte beweeg nie. So hy wil dit onmoontlik maak vir die sogenaamde Joodse Messias wat hulle sê is laat hy daartoe kom. So toe seël hy die oospoort en hy plaas grafte aan reg langs hulle. So daai kant is moslimgrafte, hierdie kant is Joodse grafte. Maar raai wat? As die Here Jesus Christus kom, dan sal jy net bene sien spat en bakstene waai. Amen. So, geliefdes, hierdie kompleks, daar's 5 moskeeë bo op die kompleks omtrent. En dit is 'n 14 hektaar area. Hierdie is en ek wil hê julle moet luister wat ek sê. Luister mooi wat ek sê. The most
contested piece of real estate on planet Earth. Daar is nie, nergens, nie in Washington, in New York, in Tokyo, en maak nie saak waar nie. Daar is nergens 'n meer gecontest, dat is in Afrikaans. Mededinging. Wat sê ek? Mededinging. Ek kan nie mooi hoor nie, maar Mededinging. contest beteken ook, maar daar's 'n meer wrywende area as hierdie 14 hektaar nie. Daar's nie 'n prys wat daar opgekoppel word nie. Want vir die moslems is dit die derde heiligste plek. Vir die Jode is dit die heiligste plek. Want dit is as volg. Kan ek dit aan julle verduidelik? Ja. Toe Salomo, of kom ons gaan nog voor Salomo. Kom ons gaan nog verder terug. Kom ons gaan na die era van Abraham toe. Kan ons daar begin? Het ek julle aandag? Ja. Toe Abraham na hierdie land toe gekom het, toe moes hy sy seun geoffer het. Isak, onthou julle dit? En toe hy hier kom, toe sê die Bybel, hy het gekom in die area van Moria, rondom die berge of die land van Moria. So al hierdie berge word die Moria berge eintlik genoem, maar dis toe naderhand meer duidelik gemaak wat se areas. So toe Abraham natuurlik met sy seun Isak gekom en hy het vir die ouens wat saam met hom op die esel gery het hy gesê wag hieronder, ek gaan op met my seun om aan die Here te offer. En toe het hulle opgekom en hulle het die berg opgeneem. Moet jy verstaan, dit was nog baie dieper as dit nou is, want Jerusalem is al meer as 20 keer plat gevees. So dit was baie diep. Dit was ook, met ander woorde, die klowe, die Kidron is baie diep gewees. Dit was meer 'n baie hoë spitskop as nou gewees. Okay? Dis verskriklik gewees. So toe klim hulle op en hulle kom toe bo op die berg Moria. Nou wat se berg is die berg Moria? Hierdie gedeelte wat jy sien, hierdie berg hierso, is wat genoem word die berg Moria. En hy het hier opgeklim en toe hy vir Isak gebind het. Hoe oud dink julle was Isak? Ons het hierdie prentjie, hy was 'n klein seentjie. Ek het 'n preek op by YouTube, Isak en Abraham. Hy was so 33 jaar oud, tussen 30 en 33 jaar oud. Jy kan sy ouderdom gaan navors in die Bybel. Ja. Maar toe hy hom bind, toe wil hy sy hand uitsteek na hom toe om hom te deurboor. Toe keer die engel van die Here hom en sê moenie, ek weet dat jy nou niks van my sal weerhou nie. En toe is hulle weer afgeklim en hulle het eers weer 'n ram gevind wat vas in die boom was. En toe het hulle daar geoffer aan die Here en hulle het afgegaan en teruggegaan na hulle tuiste toe. Later van tyd, en hier kom die belangrike gedeelte, is koning Dawid het gekom en hy het hier gekom en hierdie hele stad, die mure het heeltemal anders te gelyk. Die stad se naam was Jebu gewees. Dit was nie Jerusalem nie, dit was Jebus gewees. So hierdie stadsmure het geloop van bo af, heeltemal onder toe, af en op en dan weer op. Dit was 'n impenetrable fortress gewees, 'n stad gewees. Dit is waar die Jebusiete gebly het. Dis hoekom dit die Jebusiete het hier gebly. En toe kom koning Dawid. Dit is nou 3000 jaar terug wat koning Dawid gekom het. En die Bybel sê duidelik dat hy het die bergvesting van Sion ingeneem en gaan woon in die stad van Dawid. Nou waar is die stad van Dawid? Die stad van Dawid is hieronder. Dit is hierdie eerste geboue wat jy nou sien hier onderkant. Dit is die stad van Dawid. Oorkant die pad. Sien julle dit? So wat toe gebeur het is, toe sê die Jebusiete vir hom, jy sal nie in hierdie stad inkom nie, maar die lammes en die blindes sal jou oorwin. So hulle het met Dawid gespot. Met ander woorde, ons hierdie stad is, niemand kan nie inkom nie. Want die manier hoe hy gebou was in die mure, is onmoontlik om in te kom. Maar hulle het ingeklim, sê die Bybel, by the way of the water shaft. Nou hier is net een varswaterbron in Jerusalem. Net een varswaterbron. En dit is die Gihon Springs. Daar is nie nog 'n varswaterbron nie.
Die enigste waterbron wat daar is die Gihon Springs. As jy hom afsny, het Jerusalem nie water in daai tyd nou enigstens gehad. En tot vandag toe is die Gihon Springs, loop die Gihon Springs. So wat gebeur het is toe, Dawid se manskappe, Joab het ingegaan deur die watertonnel, hulle was baie slim, en hulle het die stad ingegaan, en hulle het toe die stad oorweldig. Dawid het natuurlik later die stad, die stad van Dawid bygebly onder, en hy het wou die tempel van die Here gebou het. Toe sê die Here vir hom, nee, want jy het as gevolg van bloed vergee, jy was in te veel oorlog. Jou seun Salomo, toe bou Salomo tempel, dat die Bybel sê vir ons, toe die konings wat rondom hom was, kom kyk het na die tempel, was almal verstom gewees om te gesien het. Dink dit vir jouself, wat so kolossale gebou dit was, toe die koningin van Skeba hier kom, toe sê sy, dat, hulle het my vertel van jou, en hulle het eintlik gelieg. Hoekom? Want hulle het my nie die volle waarheid vertel nie, want jy het soveel meer gedoen as wat hulle gesê het. Ek meen, in koning Salomo se paleis was daar 30 beeste elke dag, of nie geoffer nie, geslag, net vir sy koninklike paleis ete. 30 beeste elke liewe dag. Nie geestelik nie, nie metafories nie, elke liewe dag. 30 beeste, net beeste. Nou praat ons eers van enigiets anders nie. Hy het op 'n ivoor troon gesit, met 6 trappe wat afloop en 12 leeu's wat, dit is, julle kan in die Bybel gaan lees wat het hy alles gedoen. 'n Kolossale gebou, en die Jode het hierna toe gestroom om te aanbid, want hulle moes op Pesach, Shavuot en Sukkot voor die Here verskyn het, die 3 feeste. Pesach is Paasfees, Shavuot is Pinkster, en Sukkot is die tabernakel, fees van tabernakels. Moes hulle gekom het om te aanbid. Hier kom die ding. As jy al hierdie mense het wat kom om te aanbid, moet hulle self reinig in die mikwa, of in die reinigingspad. Dis nou onder Salomo, en toe later met die tweede tempel onder Zerubbabel, so die Jode het net meer gekom en meer. So, sien julle hierdie trappe wat hier voor is? Sien julle hier loop hy hier af, tot waar hy doodloop, dan draai hy nou in, dan loop hy teen trappe vas. Dit word genoem die Hilda trappe. Dit word genoem die Hilda trappe. Ons gaan daar gaan staan. En nou die dag toe ek het vir Ilse sê, wat al 61 keer in Israel was, toe was sy geskok oor die volgende wat ek vir julle gaan sê. As jy wil kom op die plek waar jy weet jy die naaste is aan een van die poorte wat Jesus Christus deurgestap het, want sy het nog nooit gehoor nie, en sy was oor die 61 keer gewees, en haar pa was by oor die 260 keer gewees, en hulle het nie hierdie ding besef nie. As jy na die enigste poort toe wil kom, wat die naaste is aan die oorspronklike poort, wat Jesus Christus deurgestap het, is dit die Hilda poorte, want dit het bestaan selfs in die tyd van Jesus. Okay, die poort is net nou geseël. So hoe dit gewerk het is, nou gaan ons aan 'n bietjie in geskiedenis, ons kom by die tyd van Hesekia en so voort. Dat daaronder is die groot bad van Siloam. So die Jode het gegaan en hulle het hulle self ritueel gereinig in die bad van Siloam, in die groot reinigingsbad. En toe het hulle opgekom, ek sal julle wys waar het hulle opgekom, en het hulle deur op die trappe opgestap, en het hulle die tempelplein opgegaan, om binnekant die huis van die Here te aanbid. Amen. Amen. So die derde tempel, julle gaan dit miskien nie van hier af kan sien nie. Wat gebeur met die derde tempel? Die derde tempel is nie 'n baie groot gebou nie. As jy gaan kyk na die planne wat die tempel instituut en hulle planne, die blueprints is daar. Is nie 'n baie groot gebou nie. Daar's meer as genoeg plek. Nou hulle sal nou vir jou sê, daar's 'n manier dat ons daar saam met hulle gaan. Ons soek daai plek, of nie, as daai plek weg is dan sal ons bou. Maar daar's genoeg plek dat die tempel sou staan. Luister baie mooi. Reg oorkant die oospoort aan die binnekant toe. Maak dit sin? Amen. So die oospoort. Dis die oospoort. So hier is die tempelkompleks wat julle sien, en hierdie is die mees, as jy nou die derde wêreldoorlog wil begin, gaan doen iets op daai tempel. Ons mag gaan loop op sekere dae net, daar's net 'n uur wat hulle oopsluit vir ons, vir die gewone ouens, maar wat jy kan geloop, niemand mag in daai gebou gaan nie, behalwe moslems. As jy nou die derde wêreldoorlog wil vinnig begin, gaan doen iets net verkeerd op daai berg. As gevolg van Ariel Sharon, wat op daai berg gegaan het, het die eerste Intifada uitgebreek. Dis 'n oorlog wat uitgebreek het.